Goeiedag en baie welkom by ons aanlyn platform. My naam is André Donaldson en ek is die gemeenteleier hier by Nuwe Lewe Gesinskerk. Ek wil vandag vir jou sê uit my hart uit baie dankie dat jy die keuse gemaak het om in te skakel. Ek weet daar's klomp platforms waar jy kan ingeskakel vanmôre, maar jy het gekies om vanmôre by ons in te skakel. En hier by ons by Nuwe Lewe Gesinskerk glo ons in praktiese, relevante boodskappe wat ek en jy kan neem en wat ons kan uitleef daar buite. Want ons glo dat ons roeping as kerk is om by die suiwer woord van God te bly en dit te verkondig, maar ook om die kerk te enable, soos hulle in Engels sal sê, om juist die boodskap uit te dra na buite. Want ons, ek en jy is die kerk en ons het nodig om daar buite die verskil te maak in hierdie donker, gebroke wêreld. En hoe doen ons dit? Deur die boodskap te hoor, in te neem en uit te leef daar buite. So ek hoop jy gaan vandag se boodskap geniet, maar nie net geniet nie, dat jy vandag se boodskap ook sal inneem, te harte sal neem en daar buite die verskil gaan maak. Want ek glo daar's 'n stikkende en 'n gebroke wêreld wat wag om die evangelie te hoor. Mag jy vandag se diens geniet en mag die Here jou seën. Nou ek het 'n boodskap voorberei wat ek die hele week mee besig was, juis oor die afgelope jaar en wat die Here alles gedoen het, maar daai boodskap wou net nie uitwerk nie. En ek het toe besef op gister toe ek by die kantoor sit en besig om die laaste voorbereiding te doen, toe besef ek nee, die Here wil hê dat ek 'n hele nuwe boodskap vir julle bring vanmôre. En daarom sê ek glo met my hele hart dat die boodskap is vir iemand bedoel vandag. Dalk is dit vir almal van ons bedoel, maar dalk is dit net vir een hart bedoel. So ek wil wegspring deur jou te vat na Deuteronomium 28 vers 1 tot 2, waar die volgende woorde staan. As jy dan gehoorsaam luister na die stem van die Here jou God, en doen wat reg is in sy oë, deur al sy gebooie wat ek jou vandag beveel, nougeset te onderhou, sal die Here jou God jou verhef bo al die nasies van die aarde, en al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou tref, as jy luister na die stem van die Here jou God. As daar een ding is wat ek en jy vanmôre kan saamstem, is dit die ding dat God is getrou. God is getrou. Dis 'n feit. Hy het nog nooit teruggegaan op sy beloftes, hy het dit nog nooit gebreek nie. Hy is getrou. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in alle ewigheid. Hebreërs 13 vers 8. Maar die vraag waarmee ek vanmôre wil afskop, is nie die feit of die stelling wat ek maak dat God is getrou nie. Het gaan nie daaroor nie. Het gaan nie oor God se getrouheid, het gaan nie oor God se teenwoordigheid nie. Die vraag wat ek vanmôre vir jou wil vra is jy getrou aan God? Is jy getrou aan God? Is jy gehoorsaam aan wat hy sê, wat hy van jou vra? Ons leef in 'n tyd wat ons graag wil, die mense wil graag gesels oor God se liefde, God se seëninge, en ons wil al hierdie mooi dinge wil ons hoor en ons wil dit neem vir onsself, maar wanneer dit kom by gehoorsaamheid, dan is ons so bietjie van ongemaklik. Dan wil ons nie dit hoor nie. Ons wil eerder hoor van God se liefde, van God se seën, maar nie oor God se gehoorsaamheid of jou gehoorsaamheid teenoor God nie. Baie wil hê God moet hulle red, baie wil hê God moet voorsien, God moet beskerm, maar dan wil ek en jy hom nie baie keer gehoorsaam nie. Wanneer hy vir ons sê, vergewe daai persoon, laat gaan daai persoon, wees getrou in die kleine dinge, dien ander met nederigheid. Maar liewe familie, ek wil hê jy moet besef vanmôre, daar is geen ware verhouding met God sonder gehoorsaamheid nie. Daar's geen ware verhouding met God sonder gehoorsaamheid nie. Ons moet besef dat God se seën, die verhouding wat ons het, alles vloei daardeur uit en word ons gehoorsaam. Jy is nie eers gehoorsaam en dan het jy 'n verhouding met die Here nie. Nee. Dit vloei uit jou verhouding met God. Dit vloei uit 'n intieme verhouding met die Here. Dis nie anderste om nie. Ons moet besef dat God se seën is verbind aan ons gehoorsaamheid. Hy sê in sy woord, hy sê al hierdie seëninge sal oor jou kom en jou tref as jy luister na die stem van die Here jou God. Ek hou nogal van daardie beeld wat hy skep. Dit sal jou tref. Mening dat ek en jy het nie nodig om die seëninge te gaan soek nie. Dit sal jou tref, dit sal oor jou kom die oomblik wanneer jy luister na God. Jy het net nodig om God te gehoorsaam en sy seëninge sal jou vind. Ons wil hê die Here moet sy kant hou, ons wil hê die Here moet sy beloftes nakom, maar aan die ander kant is ons nie gehoorsaam nie. Aan die ander kant
is ons nie by ons beloftes nie, hou ons nie by ons beloftes nie, is ons nie getrou nie. Maar ek wil hê jy moet ook besef dat God verander nooit nie. Dis ons gehoorsaamheid wat wankel. Jesus sê in Johannes 14 vers 23, hy sê, as iemand my liefhet, sal hy my woorde gehoorsaam en my Vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Wanneer ons sy woorde gehoorsaam. Ware gehoorsaamheid vloei uit liefde, nie uit plig nie, uit liefde. Ons gehoorsaam nie omdat ons bang is nie, maar omdat ons lief is vir die een wat alles vir my en vir jou gegee het. Wat sy lewe opgeoffer het aan daardie wrede kruis om vir my en vir jou te sterf vir ons sondes en vandag vir my en vir jou 'n lewe van oorvloed te bied. Woudie Backham, 'n bekende spreker, een van, ek dink van my mentors eintlik, hy's onlangs oorlede ook. Hy het hierdie kort sinnetjie gesê. Hy sê the gospel produces obedience. En ek wil teruggaan na jou verhouding met God toe. Wanneer jy in 'n intieme verhouding met die Here staan, wanneer jy werklik naby aan hom lewe, sal gehoorsaamheid nie 'n probleem wees nie. Dit sal vloei uit jou verhouding uit, want jy wil hom gehoorsaam. Jy wil naby hom leef. Jy wil hoor wat hy te sê het vir jou lewe. Jy wil in sy leiding wees. Jy wil in sy weë wandel. Dit vloei uit daai verhouding uit. Ek en jy moenie vra oor, is ons gehoorsaam nie? Ons moet liewers te vra, het ons 'n intieme verhouding met die Here? Is ons besig met die regte dinge? Is ons besig om sy wil na te volg? Is ons besig om naby aan hom te leef en te hoor wat hy vandag vir my en vir jou wil sê? Dis die vrug van 'n intieme verhouding met die Here. Gehoorsaamheid is beter as offers. Baie keer dan dink ons as ons maar net gee, dan sal ons God se goedkeuring wegdraai. Maar toe Saul ongehoorsaam was en self besluit het wat hy gaan doen, het Samuel vir hom gesê in 1 Samuel 15 vers 22, het die Here 'n behaag in brandoffers en slagoffers soos daarin dat iemand die stem van die Here gehoorsaam? En dan sê hy hierdie woorde, kyk, gehoorsaamheid is beter as offer en om te luister is beter as die vet van ramme. Met ander woorde, God soek nie my en jou godsdiens nie. Hy soek jou hart. Hy soek my hart. Hy wil hê ons moet net uit ritueel met ons al die godsdienstige goed doen nie. Hy soek 'n hart wat by hom kom. 'n Hart wat naby aan hom lewe, 'n hart wat gefokus op hom. Dis wat hy soek. Hy wil hê ons moet aan hom gehoorsaam wees. Al lyk dit eenvoudig, al kos dit iets van my en jou. Al verstaan ons dit nie. Charles Spurgeon het dit so mooi gestel. Hy sê, die Here vra nie of jy slim genoeg is nie, hy vra net of jy bereid is om te gehoorsaam. Dis wat hy ons vra. Abraham moes sy huis, sy land en sy sekuriteit agterlaat. God het net vir hom gesê in Genesis 12 vers 1, trek uit jou land uit, weg van jou familie en jou vader se huis na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. En die Bybel sê eenvoudig hoe hy gereageer het. Hy het gesê in Genesis 12 vers 4, Abraham het gegaan soos die Here vir hom gesê het. Hy het nie vrae gevra nie, hy het nie gesê, o, dit gaan ongemaklik wees. Ek wil nie my comfort zone los nie, ek wil nie my gemaksone agterlaat nie. Ek ken al hierdie mense, ek gaan nie trek nie, ek is hier in my gemaklike spasie, ek is hier in die bekende. Hy het dadelik gehoorsaam en hy het gedoen wat die Here van hom gevra het. Hy het nie eers geweet waarheen nie, hy het net vertrou. En toe God later vir hom vra dat hy sy seun Isak moet offer, wat het hy gedoen? Hy het dit gedoen. Hy het gegaan. Al het dit sy hart gebreek. En toe sê God vir hom in Genesis 22 vers 18, omdat jy my gehoorsaam het, sal al die volke van die aarde deur jou nageslag geseën wees, omdat jy gehoorsaam was. God verbind sy beloftes aan ons gehoorsaamheid. Jesus is die volmaakte voorbeeld van gehoorsaamheid. Filippense 2 vers 8, en toe hy as mens verskyn het, het hy homself verneder en gehoorsaam geword tot die dood toe. Ja, die dood aan die kruis. Hy het nie gesê, Here, Vader, ek sal doen wat gemaklik is. Ek sal doen wat gerieflik is nie. Nee, hy het gesê in Lukas 22 vers 42, Vader, laat nie my wil geskied nie, maar u wil. Maar u wil. Gehoorsaamheid het Jesus iets gekos en dit sal van my en jou ook iets kos. Dis maklik om gehoorsaam te wees as dit nie opoffering vra nie. Maar ware gehoorsaamheid begin waar dit
pynlik raak, waar dit ongemaklik raak, wanneer dit vra dat jy bietjie meer geloof sal hê, dis wanneer gehoorsaamheid regtig posvat in my en jou lewe. As 'n ware verhaal van 'n jong sendeling vrou in Afrika wat gewerk het, en sy duidelik die een aand of die een dag het sy gehoor dat die Here vir haar sê, gaan na die volgende dorpie toe te voet. Gaan na die volgende dorpie toe op jou voete. Los alles wat gemaklik is en gaan na die volgende dorpie toe. Sy het by haarself gedink, nee, dit is totaal en al onlogies, dit is verskriklik warm, dit is grondpad, dit is gevaarlik, ek gaan nie. Ek sal later gaan, ek sal die volgende dag gaan, wanneer 'n donkie dalk verbykom, of 'n perdekar verbykom, en dan sal ons na die volgende dorpie toe gaan. Daardie aand het sy egter so onrus gevoel in haar hart. Sy het gelê en probeer slaap, en sy kon dit nie slaap nie, want dit is asof die Here vir haar gesê het, gaan nou. Uiteindelik het sy gehoorsaam teen haar logika, en sy het begin stap met 'n Bybel en 'n waterbottel, en dis al. Halfpad na hierdie volgende dorpie toe kom daar 'n jong seun op 'n donkie, en hy stop haar toe en hy sê, my pa het my gestuur vir iemand wat op pad is na hierdie dorpie toe, om haar te help. En sy klim toe op hierdie donkie, en sy gaan na die volgende dorpie toe, en toe sy daar aankom, vind sy 'n siek vrou wat ure van haar dood af weg is. En deur haar gebed, deur haar getuienis, deur dit wat sy gedeel het uit die woord, het daai vrou haar lewe gegee vir die Here net voordat sy dood is. Kan jy jouself indink wat sou gebeur het as sy nie gehoorsaam was nie? Sy daardie aand het sy in haar joernaal geskryf hierdie woorde: gehoorsaamheid het my nie 'n gemaklike dag gegee nie, maar dit het 'n siel in die hemel ingebring. 'n Siel in die hemel ingebring. Familie, jy weet nooit wie of wat agter jou gehoorsaamheid wag nie. Elke klein ja aan God dra ewigheidswaarde. God het 'n plan daarmee. En daarom vereis hy en hy vra van my en jou, vertrou my, wees gehoorsaam, leef dit wat ek vir jou beplan het. God is getrou altyd en hy sal altyd bly. Hy het nog nooit ons gefaal nie. Numeri 23 vers 19 sê, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat hy van plan sou verander nie. Sou hy iets sê en dit nie doen nie, sou hy iets beloof en dit nie uitvoer nie. God sal altyd sy kant van die belofte hou, maar hy wag vir jou en my om ons kant te hou, om my en jou kant te hou. Ons sê dikwels, Here, praat met my. En dan sê die Here eintlik, ek het klaar gepraat, ek wil hê jy moet nou doen. Ek het genoeg gepraat, ek het genoeg vir jou gesê, ek het genoeg vir jou openbaar. Gaan doen dit nou net. Ek onthou nou so 2 weke terug, dis 'n getuienis uit ons eie lewe uit. Michelle het so 'n klein bonus ontvang van haar werk af, maar dit was letterlik genoeg gewees om Joshua se skoolfonds vir volgende jaar klaar te betaal en so 2 gaatjies toe te stop. En dit was ons plan gewees. Ek onthou die ene aand toe ek dit goed uitwerk, toe sê die Here vir my, hoorie, maar jy moet 'n 10de betaal van hierdie bonus. Ons moet 'n 10de betaal van hierdie bonus wat Michelle gekry het. Ek dink toe myself, dan gaan ons nie die skoolfonds kan betaal nie en ons sal nie hierdie gaatjie kan toemaak nie. En die volgende dag sê ek vir Michelle, weet jy, die Here verwag van ons, betaal 'n 10de van daai geld, ons sal iewers anders sal ons dit opmaak. So 2-3 dae verder gaan verby. Ek kom by die skool, ek gaan laai vir Joshua by die skool af en ek het so 'n paar maande terug het ons 'n nuwe voertuig aangekoop, maar so 2 weke terug het my voertuig gebreek en ek moes dit regmaak en dit was 'n stewige bedragie wat ek moes uit my sak het betaal uit om die voertuig reg te maak. En ek ry by die skool en ek laai vir Joshua af en die ou by wie ek die voertuig gekoop het ry verby my en die oomblik lei my foon. En dit is hierdie ou. En hy sê vir my, hoorie, ek onthou 2 weke terug het jy vir gesê jou bakkie het gebreek. Het jy toe dit uitgesorteer? Ek sê ja, nee, ons het dit uitgesorteer, is alles reg, die bakkie is nou reg. Hy sê, hoorie, wat was daai koste gewees? En ek sê vir hom die kostes, hy sê nee, ek gaan alles vir jou terugbetaal. En die slot van hierdie storie is, dit was presies die bedrag wat ons nodig gehad het om alles te gedoen het wat ons wou gedoen het. Wys net hoe getrou die Here is. As ons getrou is in die kleine, sal hy getrou wees in al die beloftes wat hy vir my en vir jou gee. Hy verander nie. Ons sê dikwels, Here, praat met my.
maar hy sê vir ons, ek het klaar gepraat. Ek wil hê jy moet doen. Ek wil hê jy moet doen. Gehoorsaamheid is die toets van geloof. Dis die brug tussen belofte en vervulling. Corrie ten Boom het die volgende woorde gesê: wanneer jy gehoorsaam is, hoef jy nie alles te verstaan nie. Jy hoef net te vertrou dat God weet wat hy doen. God weet presies wat hy doen. Wat hy doen. Mag ek jou vanmôre vra, wat vra God vandag vir jou? Wat vra hy al 'n lang tyd vir jou en jy het nog net nie by die praktiesheid van dit gekom nie? Miskien is daar iemand wat jy moet vergewe. Miskien vra die Here dat jy iets moet los wat jou vasgevang hou. Miskien sê hy, jy moet iets doen wat jou bang maak, om iemand te gaan bemoedig, om te gaan gee, of om 'n besluit te neem, of vir iemand te bid, of die woord vir iemand te deel, of 'n getuienis te deel, wat dit ook al mag wees. Wat vra hy vandag vir my en vir jou? Dis dalk klein in jou oë, maar is groot in sy oë. Want elke gehoorsaamheid, groot of klein, is 'n stap nader aan sy hart. Jesaja 1 vers 19 sê: as julle gewillig en gehoorsaam is, sal julle die goeie van die land eet. As julle gewillig is en gehoorsaam is. Daar is vrede, daar is voorsiening, daar's beskerming en daar's vreugde en gehoorsaamheid. Nie omdat ons perfek is nie, maar omdat ons nederig sê, Here, U weet beter. U weet beter. So ten slotte, God is getrou, hy bly getrou, al is ons nie getrou nie, bly hy getrou, maar ware seën, ware vrede en oorwinning lê aan die ander kant van ons gehoorsaamheid. Mag ons soos Josua die besluit maak en verklaar, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Ek en my huis, ons sal die Here dien. En mag ons soos Jesaja sê, hier is ek, Here, stuur my. Mag ons daai opgewondenheid hê in ons hart en sê, Here, ek wil doen wat U van my verwag. Ek wil doen wat U van my sê om te doen. Ek wil in U weë wandel. Hier is ek, stuur my.